Nou vanmôre is die titel van die boodskap 'n baie groot titel, maar is net een woord. En ek wil hê jy moet saam met my sê hande. Dis die titel van die boodskap vanmôre. Nou wil ek gou vir u vra, kyk net so 'n bietjie na u hande. Kyk so 'n bietjie na u hande. Party hande raak nou al 'n bietjie ouer, nee. Ja, party hande het hard gewerk. Party hande het net boeke gelees en so aan, hulle lyk so 'n bietjie beter, nee. En dan sê gou vir my, nee, wie hou daarvan om hulle hande te was? Ek is bly dat ek mooi kyk, hou die hele gemeente daarvan om hulle hande te was. Wonderlik, nee, so ons kan maar hulle hande skud. Hulle hou daarvan om hulle hande te was. Ja. Okay, so ons gaan so 'n bietjie praat oor hande en ek gaan net eers 'n inleiding doen uit iets wat met my die week net opgelet is. En dit is uit my ek het 5 kleinkinders. En hulle is op verskillende ouderdomme en ek het nou 'n bietjie hulle handjies dopgehou die week. En weet julle nou, die eerste enetjie wat ek net gehou, en ek gaan vinnig daardeur, want ek wil net 'n punt maak vandag. U sal sien, wanneer ek klaar gepreek het oor hande vandag, gaan u kan gaan sit by u huis, en u kan nog honderde duisende goede daaroor gaan skryf. En die mooiste goede wat die Here dalk in u gaan opwek, gaan u daaroor kan neerskryf, en begin om te lewe, dat u hande dit begin doen. Dit wat ek vanmôre daaroor gaan preek, is maar ondervindings wat ek nou maar net beleef het, en wat vir u net op 'n plek bring, dat u bietjie dink oor hande. Is dit reg so? OK, prys sy naam. Nou, Eliantjie, sy naam kom eintlik van Elia af, né? Elian is 'n kosbare ou klein baba seentjie van 6 maande oud. En sy ou vingertjies beweeg, julle moet dit sien, hè, sy ou vingertjies. En dan as hy dit reg kan kry, dan vat hy die toontjies so met die handjies en dan hou hy hulle so. Maar hy is verskriklik lief vir oupa. As hy vir oupa sien, dan lag hy, en vir ouma ook natuurlik. Sy's tweede, maar is OK. As hy vir oupa sien, dan lag die mannetjie net, en hy kan so uit sy maag uit, as ek hom so lekker in die maagie soen, dan lag hy so uit sy maagie uit. Hy's 'n ou dierbare ou kindjie en so soet, nee. Maar weet jy wat kom ek agter van sy handjies? Sy ou handjies is so afhanklik van net 'n paar goedjies wat hy nodig het. Hy moet vat om liefde te kan. Hy vat aan jou al. Hy begin aan jou raak, nee. Hy het verskriklik nodig om sy oupa se vinger wat nou skoon gewas is te vat en in sy mondjie te druk om sy tandjie, hy het 1 tandjie. Nou daai klein seentjie, die dokter sê dis nou een uit 'n hulle weet nie van nog so eene wat so 'n tandjie het nie. Dit lyk amper of hy al 'n groot tand het. maar in elk geval, ek wil nie my hele familie goed hier uitlê nie. Kan daai tandjie vir jou byt? Hoor jy, nou druk ek my vinger so lekker in sy mond, nee, maar nou probeer ek hom so indruk, dat hy nie daai tand lekker kan na opkry nie. Maar my mat, as hy kry, nee, dan slaat hy hom so weg, en dan smile hy so lekker vir my. Oupa, ek weet dit is maar dit is lekker. Maar daai ou klein seentjie is nog so afhanklik van my hande, dat as ek hom vashou, en hom laat val, gaan hy baie seer kry. Hy kan nog eintlik niks vir homself doen nie, behalwe 'n paar goed wat hy begin ontdek. Dis die eerste fase. Die tweede een is Menaitjie. Sy's 1 jaar en 5 maande daar rond oud. Nou sy begin al met die hande vir oupa wys. Oupa, daarna toe. Ja, oupa kom, dan vat sy my so aan die vinger, dan vat sy my hier na die klavier toe, en dan sit ons die klavier aan, dan speel ek. Nee, dan druk ek 'n ding wat speel. En dan gryp ek haar, en dan dans ek so met haar, en dan het sy die handjies aan my hande, en dan smile sy vir my, en sy lag, en sy so, en as ek haar neersit, dan draai sy ook so lekker, Maar haar handjies het al geleer, ek moet hierdie hande vat, as ek wil hê my oupa moet ergens heen gaan, dan moet ek hierdie hande vat, in sy hand sit, en hom vat daarna toe. OK, dis 1 jaar en 5 maande. Nou die derde enetjie is Alyna. Alyna is 3 jaar oud. En sy is al op 'n plek waar sy geweet het, nee, ek kan oupa enige plek vat met hierdie hande. As ek vir hom sê, nou gaan ek soontoe gaan, dan gaan hy soontoe. As ek soontoe wil gaan hy soontoe. Maar sy is so afhanklik van my,
dat ek haar sal beskerm teen enige iets wat met haar kan gebeur. Soos ons gaan na die see toe, as daar net 'n golf lyk of hy te groot is, dan hardloop sy nou en dan hou sy my hand vas. Sy is so afhanklik en so vol liefde en lewe, dat dit wat sy my gee is so wonderlik, dat ek geniet dit so, maar my hande moet haar ook beskerm, want sy kan dit nog nie heeltemal self doen nie, alhoewel sy nog daardie konneksie al kan maak, dat dis my oupa en ek is lief vir hom. OK, die vierde enetjie is Sion, hy is nou 5 jaar oud. Nou hier begin die ding, en ek wil net 'n ding by u tuis bring vandag. Op 5 jaar begin hulle nou al, hy loop so verby my, nee. Dan sê ek, groet jy nie vandag vir oupa nie, dan kom hy so, dan druk hy my kop so, dan vat hy my hand. Hy is nog baie lief vir my, maar daai konneksie wat daar was, toe hy ou kleiner seentjie was, begin weggaan. En weet julle, nee, ek weet nie of julle oupas en oumas se harte net so seer is as dit begin gebeur nie. Oh man, my hart is so seer. As hy seentjie begin om verby my te loop. En die Here sien dit dieselfde. Daar's tye wat ons so opgewonde oor hom was. So bly. Toe hy tot bekering gekom het, hy was so verheug om by die Here. Ek kon nie wag om op sy skoot te gaan sit nie. Om dan toe te hardloop om met my arms te gryp en hom vas te hou. Maar dit het ook minder geraak. Nou, die 8-jarige seun altoe. Hy was my blue-eyed boy. Ek was so lief vir daai kind. Ou George, hulle weet, daai kind het oral. As hy hier by die kerk was, dan wil hy hier na my toe kom. As ons ry, dan gaan hy saam met oupa ry. Hy wil by oupa wees, hy wil by oupa en ouma wees. Dus, as ek nou sê oupa, hulle wil haar ouma ook hê. Maar altoe het sy eie personality nou begin ontwikkel. Hy doen met sy hande wat hy wil, hy bou en hy doen allerhande goede. En oupa het nou nie eintlik meer, oupa raak nou eintlik dom. Het hy al dom geraak? Ek kan nie lekker blok bou soos hy nie. Hy bou hierdie massive goede wat 11-jariges bou. En hy's baie goed daarmee. Maar hy begin sy persoonlikheid ontwikkel en hy begin stywer raak teen ons, hè? Ja. En dan sien ek myself en sê ek, Here, ek is so jammer. Ek is so jammer want dis wat ek doen en nou wil U my 'n les leer uit my klein kinders se lewe uit. Wie was opgewonde toe hy die dag tot bekering gekom het? Wie kon nie wag om by die Here uit te kom nie? Wie kon nie wag om in sy teenwoordigheid te wees? Wie kon nie wag om jou hand in sy sterke hand te sit nie? Wie kon nie wag dat sy reddende regterhand jou omvou nie? Wie kon nie wag vir sy groot liefde wat hy uitstort deur sy hande, deur die bloed wat uit sy hande gevloei het nie? Die liefde wat hy vir jou het hy gegee met sy hande. Nou wil ek jy moet gou saam met my Deuteronomium 16 vers 15 tot 17 lees. 7 dae lank. Die Here sê al hier in Deuteronomium iets baie mooi. Hy sê dat ons moet tyd maak om by God uit te kom. En kyk hoe gebeur dit. 7 dae lank moet jy vir die Here jou God fees hou op die plek wat die Here sal uitkies. Want die Here jou God sal jou seën in al jou inkomste en in al die werk van jou hande en jy moet maar net vrolik wees. Wie is vrolik hier vanmôre? Halleluja! Ek wil net vrolik, ek wil net feesvier vanmôre. Ek wil net bietjie die Here loof en prys. Want weet jy, in die proses seën hy die werk van my hande. En wie kan getuig dat hy die werk van jou hande seën? Halleluja! Prys die naam van Jesus. 3 maal in die jaar moet jy al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn op die plek wat hy sal uitkies, op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die hittefees, en hulle mag nie met, sê saam met my, leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie. Wie het vanmôre kerk toe gekom en gesê, Here, ek het iets in my hand wat ek vir U wil gee vanmôre. Ek wil U aanbid vanmôre, want ek het iets om aan U te gee. Al is dit net 'n dankbare hart. Ek het dit wat ek vanmôre vir U gee. Daar's iets in my wat ek vir U moet gee. Elkeen volgens die gawe van sy hand. Hoorde, hoekom sê ek dit vanmôre vir jou? Want die Here is nooit 'n onregverdige God nie.
Hy gaan van party mense meer verwag as van ander. As hy jou meer gee, verwag hy meer van jou. As hy meer in jou hand gee, gaan jy meer verantwoordelikheid doen. Is dit waar wat ek sê vanmôre, my broer en my suster? Die Here jou God wat hy jou geseën, ooreenkomstig die seën van die Here jou God wat hy jou gegee het. So die Here seën jou met dit wat hy jou gegee het. God gaan nie vir jou verwag om goed te doen wat jy nie dit ontvang het wat God vir jou reeds gegee het nie. Wie is die skepper van hemel en aarde? Huh? Nee, is julle hier? Wie is die skepper van hemel en aarde? So waar kom alles vandaan? Van God af. So sal hy verwag dat jy iets moet doen wat hy nie vir jou gegee het nie. Nee. God sal dit vir jou verwag as hy dit vir jou gegee het. Nou goed, hande is uniek en individueel. Dis hoekom as jy vandag so kyk, sê gou saam met my as jy so kyk na jou hande, hierdie is net my hand. Niemand sin. Sê saam met my, niemand sin lyk dieselfde nie. Niemand nie. Dis my identiteit. Dis my vingerafdruk. Dis die skepsel wat God belangrik genoeg geag het om gebore te word. Jy. Kan ek aangaan? Daar's 'n groot doel met hande. Alles wat jy gaan bereik of verloor, gaan deur jou hande gaan. Alles hoor nou baie, ek gaan vir jou 'n paar goed gee, jy kan nou nog goed gaan byskryf, en ek sal so bly wees as jy vir my nog goed skryf en dit neer vir my deurgee. Arbeid moet deur my hande gaan. Skepende goed moet deur my hande gaan. Is God 'n skepper God? Nou dink jy, hy het ons nie skepende hande gegee nie, hè? Sê bietjie, ek het skepende hande, prys sy wonderbare naam. Hande, die hande doen wat jou brein sê om te doen. Sê, dis jou sielsdimensie, nee. So sê gou saam met my, sielsdimensie. Jy sal die regte opdragte vir my hande gee om te doen. Halleluja. Gees, jy sal die regte opdragte. Jy sal God se plan en wil vir my hande gee. Is julle nog hier? Halleluja, okay. Partykeer, broer en suster, hou ons dinge vas en partykeer los ons dinge. Ons staan net 'n oomblik stil. Partykeer hou ek goed vas. Dink jy dis goed om dinge vas te hou? Ja, dis goed om dinge vas te hou wat belangrik is vir God. Dink jy dis goed om sekere dinge te los? Verseker is dit belangrik, want dit kan jou dalk steel om die ewige lewe te beerwe. So, daar's sekere goed wat dalk vir jou te belangrik gaan word op aarde, wat jy moet laat los. Sê, release. Release dit, laat los dit, want dit gaan my ewigheidswaardeplan van God in die wiele ry. Is jy by my? Goed, partykeer is dit goed om dinge vas te hou, partykeer is dit goed om dinge te los. Partykeer, broer en suster, kry ek skade as dinge gelos word, wanneer goed verloor word. Nee, is al van u wat skade gehad het deur goed wat jy verloor het? Huh? Nee, is dit ek en enes wat goed al verloor het. My Don het jare terug, nee. Weet julle dat ek hard gewerk het van ek 16 jaar oud is? Kan jy my dink jy lyk ek vir soos 'n harde werker? Ek het baie hard gewerk toe ek van 16 af vir hierdie ring wat aan hierdie vrou se vinger is, nee. en hy blink mooi, maar kyk, ek het 3 jaar afbetaal aan daai ring. En nou wil ek nou vir jou sê, dis nie, ek het party van die geld wat ek Vrydag en Saterdag verdien het, afbetaal nie. Ek het 3 jaar se alles afbetaal om daai ring te betaal. En Don gaan eendag, nou gaan laai ek haar af, sy het by Allied Bouvereniging gewerk, nou gaan laai ek haar af, en wat ek nou nie hoor nie, kyk, partykeer sê mens nie, wat het 'n mens verloor met jou hande, voordat jy eers kan sien dat dit uitgesorteer word. Het jy nou gedink as Don vir my 'n selfoon gehad en sy het my gebel en sê, al my ring is weg. Maar sy doen dit nie, sy kom agter, haar ring is weg.
En sy gaan na die mense by die werk saam met haar. Het julle my ring gesien? Het julle my ring gesien? Ek moet my ring soek, ek moet my ring soek. Hulle sê nee, ons het net gesien albei net jou daar afgelaai toe hy jou kom aflaai het. En hulle hardloop daarna toe en hulle soek daarso en hulle soek daar. Hier lê die ring in die sy paadjie se kant. Maar hy lê so eentjie. Ek gaan nie nou sê hoe ver nie, want dan jok ek. Ek kan nie onthou hoe ver nie, maar het van 'n drein af. En toe later sê sy vir my, ek het eintlik die ring verloor, maar die Here het hom vir my teruggegee. So om goed te verloor met jou hande, kan jy ook in 'n posisie plaas van ek het baie verloor, nê. En ek sou baie verloor het as hy daai ring verloor het. En vir my vandag sou dit makliker wees om daai geld op te maak, maar op daardie stadium was dit baie moeiliker om daardie geld op te maak, nê. Hande bring dinge in die lewe. Sê gou bietjie. Hande. Steek jy hande saam met my op. Hande, ek spreek oor jou vanmôre. Ek spreek oor my hande, dat hierdie hande van lewe gaan wees. En hierdie hande, sê saam met my, en hierdie hande gaan nie verder dood vat of dood saai of dood bring nie. Dit is lewendige hande. Halleluja. Is jy opgewonde dat die hande lewendig is? Halleluja. Prys die naam van Jesus. Dis lewendige hande. Hande bring lewe en dood. Maar hande maak dinge, of hande kan dinge doodmaak. Ek wil die goue storieetjie vertel. Ek het hierdie storieetjie jare toe ek dink ek was nog 'n kind toe ek die storie gehoor het. Daar was 'n baie stout seentjie. Ek gaan niks name noem vandag nie, want dis altyd mense wat dalk hier kan sit. Dis dalk 'n Jannie of 'n Piet of 'n Alwyn of so. So ek gaan nou nie naam nie, maar hierdie seentjie was verskriklik ondeugend. En die juffrou het hom al so goed geken. Daar's nie 'n dag wat hy nie poetse bak of goede verkeerd doen nie. En die dag kom hy na die juffrou toe. En hy uit sy hand so toe. En daar's 'n voeltjie net die koppie steek so uit. En hy sê vir die juffrou, juffrou, is hierdie voeltjie lewendig of dood? En die juffrou het geweet, as sy vir hom sê, hy's dood, dan gaan hy hom los dat hy vlieg, dan sê hy nie hy lewe. As sy vir hom sê, hy's lewendig, dan gaan hy hom dooddruk. So sy het nou hierdie seentjie geken. En sy sê vir hom, weet jy, die antwoord is in jou hande. Lewe of dood is in jou hand. Jy kan besluit. Jy kan besluit. Hande kan oopmaak en hande kan toemaak. Hande kan oopmaak en nou praat ek nie net van so en so nie. Hande kan oopmaak en dan kan dit goed oopmaak soos 'n TV-program, soos 'n YouTube ding, soos wat nog manne, julle jongetjies help my gou, hè? Wat kan ek oopmaak, hè? Games. Eina. Eina. Games. Ja, sê vir my seun. PlayStation kan hy oopmaak. Hande kan baie goede doen, maar daai hande kan goede wat lelik is oopmaak. En wanneer daai hande goed wat lelik is oopmaak, begin dit nie net met jou, eindig dit nie met jou hande nie, dit gaan in jou gees en dit gaan nie in jou binneste. Dan raak jy later 'n lelike seentjie en dan kan ons nie verstaan hoekom is jy lelik nie. Dan sien jy allerlei moord en lelike steel en diefstal en allerlei goede wat nie reg is nie, sien jy in die lewe en dan kan ons nie verstaan hoekom ons kinders so word nie. Maar ek kan ook die Bybel oopmaak. Help my gou so 'n bietjie. Ek kan die Bybel oopmaak. Ek kan die Bybel ook op jou selfoon oopmaak. Jy kan hoe jy doen met jou hande, solank dit goed is en God tevrede daarmee is wat jy met jou hande doen, is dit wonderlik, nê? Nee. Kan ons dankie sê, Here, dat U ons lei deur die Heilige Gees? Lei ons deur die Heilige Gees sodat ons regtig net doen wat U wil hê ons moet met ons hande doen. Of ons dit oopmaak of toemaak. OK, sê vir die ander een langs jou, hy's besig om te vorder. Hande is skepend en het autoriteit. Wie dink u? Ek wil gou vir u iets vra. Hierdie pastoor, wie ken hom? Wie ken my? Is weer net Ines.
Lyk my die mense maar vir my saam met my werk, dan kan... Huh? Ja, nou het ek my storie, nou wil ek... Ek wil nou met julle, ja, hande is skepend en het autoriteit, nee. Dink u ek, as u nou sê, u ken my, dink u ek sal vanmôre kan preek met my hande agter my rug? Dink jy daar is dalk 'n pastoor wat dit dalk sal doen? En miskien 'n dominee, nee. Ag, dominees, ons is vir julle ook lief. Maar die pastoor nie, daar's nie 'n kans in sy lewe wat hy sal kan preek sonder om sy hande demonstratief te kan wys en selfs autoriteit. En ek gaan net nou so 'n bietjie laat ons die autoriteit net beleef wat die Here sê wat in ons hande is. Wie weet daar's autoriteit in die hande? Halleluja. Mense het autoriteit in hulle hande. Dink so 'n bietjie vir 'n oomblik aan 'n president. Wat doen hy met sy hande? Wat se kontrakte teken hy? Wat se opdragte gee hy? Met briewe wat hy skryf en onderteken. En wanneer hy dit stuur, dan dra dit autoriteit. En mense moet doen wat hy sê, is dit waar? Huh? Ons wil nie altyd dit doen nie, want ek bedoel, hulle doen nie altyd die regte goed met hulle hande nie. Is dit waar? Is dit waar? Is dit waar? Hulle doen verkeerde goed met die hande. Hulle vat... Maar nog steeds het hulle autoriteit, nee. En die Here, en ek wil nou vir julle sê, die Here gaan hulle baie ernstig verantwoordelik hou eendag vir die autoriteit wat hy hulle gegee het en wat hulle nie reg uitgevoer het met hulle hande nie. Is dit waar? Is u nog hier, verstaan u nog die boodskap? Sê net vir die een langs jou, ek verstaan nog die boodskap. Dan is daar dinge wat jy met jou hand kan doen, jy kan slaan. Huh? Wie van julle kinders het lekker pak al gekry op boutjies, hè? Hoor jy, lyk my hier is nog 'n kerk wat lief is vir die Here. Die woord sê, slaat hulle met jou hande. Slaat hulle boutjies, laat hulle kan luister, nee, is dit waar, nee. So ons het ook met ons hande gestaan, maar 'n bokser, het jy al gesien, hulle slaat vir mekaar stukkend door. Ek weet hom nou nie of ek dit wil doen, nie, ja. Miskien is ek nou te oud daarvoor, maar ja, ek het ook al so 'n fight of twee. Wie van julle het al 'n fight op skool gehad, hè? Ons kry jou daar agter, ek kry jou daar. Maar wanneer ek boks, maak ek iemand anders seer. En ek kry ook eintlik seer, nee, ek kry ook seer. Partykeer boks ons sonder dat iemand anders kan terugboks. Is dit waar? Manne, as jy jou vrou boks sonder sy kan terugboks, gaan jy moeilikheid by die koning van die konings kry. Die autoriteit wat in jou hande is, hoe gebruik jy dit? Prys die wonderbare naam van die Here. Ek het my vrou nog nie geslaan nie. Ek wou haar boutjies geslaan het, maar ek het nog nie. Het julle al mense gesien wat autoriteit en wat gesag gebruik wanneer hulle in die verkeer sit met hulle hande? Het julle al goed gesien wat mense wys met hulle hande? Is dit lewe of is dit dood? OK, kom ons gaan aan. Ons gaan nou by die ernstige deel kom. Hande raak areas van ons lewe aan wat kan dood of lewe bring. Onthou jy COVID? Dit was 'n lelike tyd in ons lewe wat ons hande aanbetref. Kyk, ek dink ons hande is velle afgewas, hè? Jo, ons het almal ons hande gewas, nee. God kan skepend wees deur jou hande, want God is die groot skepper van hemel en aarde. God het ons geskep. Wat sê hy van jou en my? Jy is 'n skepsel van my hande werk. God het jou geskep. God het jou lief. God gee vir jou om. Jy is sy handewerk. Wil jy nie net daai erkenning teen hom sê? Dankie Here. Sê dankie Here dat ek u handewerk is. En dat ek weet u is trots op my. En ek bid Heer dat ek u gelukkig sal maak. Dat ek u meer trots sal maak. Dat ek u sal tevrede maak hoe ek my hande gebruik wat u vir my gegee het om mee te werk. Prys die naam van die Here. Jene, hoor hierso my broer en suster, ek dink aan 'n vrou terwyl ek dink aan hande. As ek dink hoeveel my vrou haar handjies sloof om ons huis altyd mooi skoon te laat bly. Ons was goed te was, ons klere te styf, ons alles, wil julle net vir julle vrouens 'n bietjie 'n hande klap gee, nee? Gee hulle sommer 'n ou drukkie daar,
Ja man, jene vroue, julle is wonderlik. Weet jy daai ou handjies wat ek nou die dag toe ek nou daai ring aan haar vinger gesit het, nê. O, kyk, daai was die wonderlikste dag wat ek 'n ou handjie kon vashou, nê. O man, weet jy nê. Here, ek was almal lief vir hierdie vrou, nê. Ek was so bang as ek dalk daai ring aan daai vinger sit, gaan hy dalk breek. Daai ou sagte ou kleine ou handjies van my. Maar hoeveel keer wou daai vrou dalk nie my verwrig het? Want waar was daai man wat daai dag daai ring aan my vinger gesit het? Wat het met hom gebeur? Waar is jy? Maar nou wil ek kom by prioriteit van hande, wat God aanbetref. Die prioriteit van hande is om God te aanbid. Halleluja, halleluja. Ervaar net hoe die Here hier tussen u nou beweeg en ervaar. En die eerste woord wat ek wil bring van hande is yada. En ek het dit al vir u gegee, gaan dit net vinnig vir u noem. Dis eintlik maar net deel om die preek te verstaan. Yada is mos, jy gee jou hande so, en dit beteken ek ontvang alles wat God my gee. En dan die tweede een is hada, laat dit. So, ek gee op, ek gee oor. Ek hou op om die verkeerde te doen. Ek hou op om verkeerde dinge met my hande te doen. Die tweede een is halal, wat halleluja beteken. I approach God. Dink julle nê, ek kan God nader sonder my hande. Ek weet nie, hoe gaan ek, natuurlik onthou daar's mense wat sy hande afgekap is, maar dis so goed vir God, die hande is nog daar. Want ek kan nie eintlik God sonder my arms en my hande nie. Ek wil God omhels, ek wil God my liefde betoon. God wil met sy arms, hy sê, ek strek my arms, my hande, vat aan jou, my hande druk. Is dit vir u lekker as God u druk, prys sy naam? Halleluja, ja. So God wil hê dat ek hom druk. Touda beteken ek bring 'n offer vir u met my hand. So dit wat u Sondag hier doen, nie net met u offergawe wat u ingee nie, maar u hande wat u ophef is touda, wat beteken ek loof die Here, ek bring aan 'n offer wat aan hom waardig is, 'n offer wat iets beteken, 'n offer wat my iets gekos het. Dis belangrik dat ons vir God iets gee wat ons iets gekos het. Die Here sê iets wonderlik vir my, hy sê niks of niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Weet jy wat my broer en my suster, ek gee vir u vandag die versekering, dat niks of niemand sal jou uit die hand van die Here ruk nie. Al wie kan uitklim as jy self uitklim uit sy hand uit. Die Here gaan nie dat iemand jou uit sy hand uitruk nie, halleluja. O, die woord van die Here praat oor die impak en krag van God se reddende regterhand. Wie bid vir die reddende regterhand van God om in beweging te kom? Wie bid en sê, Here, kom met u reddende regterhand. Kom red hier uit my huis, uit hierdie omstandighede wat my wil vashou. Kom maak en gesond hierdie mense wat siek is in my huis. Wie gebruik daai gesag en begin sê, kom met die regterhand, Here, wonderwerk in my lewe en in my huis. Dis wat God vir u as kerk van die Here sê u kan doen. Prys sy naam. Dit staan in Efesiërs 1:20, maar jy hoef nie daar te worry nie. Nou verlede week het ek vir u gesê, dat Jesus het ons gereinig, Jesus het ons herstel, Jesus het ons sonde, het hy gewas, broer en suster. Met wat het hy dit gedoen? Hy het sy hande gebruik. Die bloed het uit sy hande uitgevloei, broer en suster. En die Here het vir ons gereinig en geheilig en ons van ons sonde vrygemaak. Die tweede ding wat ek vir u gesê het, hy het ons toegang tot God gegee om vrymoedigheid te hê om die troonkamer van God binne te stap. Het u al gesien iemand wat regtig vrymoedig is as hy iemand sien? As ek nou die president baie goed ken, ag man, ek wens Ramaphosa kon my maatjie wees. Maar ek praat nou maar net, hoor. Maar het u nou gedink, sê nou maar Dylan, sal jy gou staan? As ek nou vir Dylan lanklaas sien het, en ek is baie erg oor Dylan, nee. Dink jy ek gaan nou, Dylan, my ou vriend, my ou boetie, ek is so bly met vandag, hè?
Dis belangrik, my broer en my suster, hoe jy God se genade troon ingaan, want hy het vrymoedigheid vir jou gegee om hom 'n druk te gee en te sê, Here, dankie vir die werk wat U vir my gedoen het. En weet jy broer en suster, hy het jou wetlik die reg gegee. So hy het jou hy het die kettinge van jou voete en bene afgehaal. Hy het die kettinge van jou hande afgehaal. Hy het die tronkdeure oopgemaak sodat jy kan vry wees. Al wat jy moet doen is vat hy ding af. Val hy ding af van jou hande. God het jou hande gegee. Haal daai boeie af, man, en stap uit die tronk uit wat jou vashou en kom by die genadewerk van God af en sê vir die vyand, ek is meer as oorwinnaar deur Jesus Christus. Ek is skoon gewas deur die bloed van die lam. Die Here Jesus het my heeltemal vrygemaak. Ek gaan nie onder jou veroordeling verder staan nie. Die skuldbrief wat jy teen my geskryf het, is deur sy bloed uitgeblus, toegemaak. Is jy nog hier? Halleluja, ek begin stadig aan klaarmaak. Ons kan triomfeer oor die vyand deur uit die tronke van vashou uitstap. En dan kom die Here in Jakobus 4 vers 8, wat eintlik Psalm 24 vers 3 en 4 is. Hy sê, wie mag klim op die berg van die Here? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Hoekom kan ek nie op die berg van die Here klim nie? Hoekom kan ek nie naby God kom nie? Want my hande is vuil. My hart is nie reg nie. Dis hoekom ek nie naby God kan uitkom nie. Die woord van die Here sê, was jou hande weer. Kom op die plek dat as jy na God toe gaan, jy vrymoedigheid het. Die Amplified sê so mooi in 2 Timoteus 1 vers 6. Kom ons lees gou daar. That is why I would remind you to stir up. Nou, hier begin nou ding hierso. Die Here wil hê julle moet opstir vanmôre. Wat gebeur as ek stir? Ek raak opgewonde. Ek begin, hierdie God wat iets vir my kan doen, gaan hy vir hierdie kerk kan doen vanaand. Rekindle the embers of, fan the flame of. Wat beteken dit? Kom, ek steek jou 'n bietjie aan die brand, my broer. Fan the flame of. And keep burning the gracious gift. Sê vir die een langs jou, God het vir my 'n gawe gegee. God het vir my 'n gawe gegee. En wanneer ons vir mekaar bid en ons steek daai vlam weer bietjie aan die brand, fan the flame, then the inner fire starts to burn. Hallelujah. Wanneer laas het jy die inner fire gehad? Wanneer laas het jy opgewonde oor God geword, my broer, my suster? That is in you by means of laying on the hands with those of the elders at your ordination. Weet jy wat? Jy het almal 'n gawe. Het jy 'n gawe? Het jy al gekom en gesê, pastoor, broeders, elders, kom bid bietjie saam met my, dat daai vuur vir my, dat daardie gawe weer aan die brand gesteek word, halleluja, dat ek weer God kan beleef, soos wat ek in lewe toe ek hom net geken het. Jesus, help ons Here. Here Jesus, daar's hy, dis hy nie. Okay, nou, 1 Timoteus 4 vers 14 in die Amplified. Amper dieselfde. Do not neglect the gift which is in you. That special inward endowment which was directly imparted to you. Weet jy, ek kan nie glo dat elkeen wat in hierdie kerk sit nie spesiaal kan voel nie. God's got a gift for you that's imparted in just you. En hierdie handjies, kies weer vir jouself. En daai handjies, is dit imparted to you, not to the pastor, to you. Which was directly imparted to you by the Holy Spirit, by prophetic utterance when the elders laid their hands upon you at your ordination. So wanneer, ek wil hê dat u weer geloof sal begin hê, want weet jy, u moet ook met geloof uitkom en sê, pastoor, kom bid vir my. Ek wil hê dat vuur moet weer aan die brand steek. Ek wil hê dat dit wat God in my hart begin het, toe ek tot bekering gekom het, moet weer begin, halleluja. Dit moet weer warm word hier binne in my binneste, prys sy naam. Okay, ek begin klaarmaak. Hoe groot is die werke van God se hande? Hoe groot is die werke van God se hande? Kyk vir mekaar, dan sê jy vir mekaar gou ietsie. Sê jy's mooi. Jy's mooi, jy's mooi. God het jou mooi gemaak. God het jou kosbaar gemaak. God het jou waardevol gemaak. Jy's kosbaar en waardevol vir die Here. Jy's nie net sommer enige iemand nie.
Markus 16 vers 8 sê, op die siekes sal julle die hande lê en hulle sal gesond word. Handelinge 40 vers 30 sê, deur dat u hand uitstrek het genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus gekom. Dis wat die woord van die Here sê met hande oplegging, prys die Here. En toe hulle bid is die plek geskud. Here, sal U nie meer weer 'n vuur aan die brand steek hier binne in hierdie kerk, sodat die gemeente geskit kan word nie. Prys die naam van die Here, haleluja. Loof sy naam. Ek sal graag wil tyd maak, dat ons net kan bietjie bid, as julle vir my kom sing na hierdie woord klaar is. Die woord is omtrent klaar. Markus 9 vers 43 wil ek hê jy moet vir my gooi. Hoor nou baie mooi gou hierso. Ek begin hierdie boodskap na 'n punt toe vat, dat u sal verstaan hoe belangrik jou hande is. Hoor nou daar, en as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê, en in die hel te gaan in die onuitblusselike vuur. Here, ek wil hê, asseblief Here, ek wil nie my hand moet afkap nie, ek wil hê hy moet reg begin funksioneer. Ek wil hê hierdie hand moet doen wat God wil hê. Ek wil hê hierdie hande moet bid vir mense. Ek wil hê hierdie hande moet opgelê word, sodat mense genees kan word. Ek wil hê hierdie hande moet die wil van die Vader, moet hy begin verklaar en doen. Ek wil hê hierdie hande moet God prys en loof en aanbid, halleluja. Ek wil hê hierdie hande moet 'n vuur in my binneste aan die brand steek. Ek vertel jy 'n storie en dan sluit ek af. In die 1800s was daar 'n hospitaal wat vrouens na toe gegaan het om babietjies is daar gebore. En in hierdie hospitaal het die doodsyfer van babas en mammas op die ou end na 99% toe gegaan. As jy eintlik ingaan om daar 'n babietjie te kry, is jy dood gewees. En niemand kon verstaan wat gaan aan met hierdie hospitaal nie, tot 'n dokter die beweging van die personeel, die dokters en die verpleegsters dop begin hou het. En hy het gesien, as daar nou nie mense inkom wat babatjies kom kry nie, en hulle die dokters en die susters is nie daar besig nie, dan gaan hulle net aan die kant die gang, na die dooie plek toe waar mense opgesny word. Dan gaan doen hulle navorsing, hoekom gaan al hierdie mense dood? En dan wat hulle doen is, wanneer hulle klaar daar is, dan sê hulle, sal dokter so en suster so en so, asseblief kom, daar is nog 'n bevalling wat julle moet kom doen. Dan stap hulle uit daar met daai hande so. Dan stap hulle na die volgende geboorte toe, en dan met hierdie hande wat dood bring, wat nie gewas is nie, voete wat nie gewas is nie, liggaam wat nie gesanitiseer is nie, stap hulle in, en dan gaan vang hulle 'n babietjie, en dan gaan die ma en die babietjie dood. Kerk van die Here, wat doen jy met jou hande? Stap jy uit die plek van gemors, van dood, van dinge wat in jou lewe gebeur, wat maak dat jy nie vrymoedigheid het om by God uit te kom nie, en dan stap jy daar uit, dan stap jy na die wêreld toe, en dan geraak jy hulle aan. Met daardie doodhande. Die Here vra vanmôre, wat doen jy met jou hande? Is jou hande daar om lewe te bring, of is jou hande daar om dood oor te dra? Ek wil hê jy moet die oë toemaak, die hoofde sak. Here Jesus, sal die hande na God uitsteek. Here Jesus, beskerm hierdie hande, bewaar hierdie hande, gee opdragte vir hierdie hande, opdragte wat U behaag, en opdragte wat lewe bring, opdragte wat autoriteit en krag daar, waarmee God tevrede is.
In die naam van Jesus bid ek dit vir die kerk vanmôre. En ek gee U eer en lof en aanbidding in Jesus naam. En die kerk sê amen.